Ons kuier lekker saam op die Dinsdag aand. Goeienaand. Ek hoop almal is lekker saam met ons ingeskakel. Asseblief, deel die boodskap, geniet dit. Is altyd lekker om oor die Here te praat en sy goedheid en guns en sy werke. So ja, klim lekker op, moenie afklim nie, luister dit deur. Ek gaan nie regtig lank wees nie. Ek gaan definitief net vanaand saam met julle 'n bietjie kuier, so voor die leidingsnaweek, die wonderlikste tyd. Naande Linda, goeienaand Wendy, hoe gaan dit met julle? Goeienaand Getryda, hallo Andries, as hy daar is, net die telefoontjie reg kry. Getryda, Cassie, julle gesin, share asseblief die boodskap, ek gaan dit baie sê. Hallo Annelie Marie, hoe gaan dit met julle? Ek hoop almal se week is lekker. Die mense klim op. Ja, prys die Here man. Ons gaan vanaand 'n interessante tema hê man. Ons gaan vanaand lekker gesels. Terwyl die mense opklim, hallo Annie, hallo Gilly. Terwyl die mense opklim, moet ek die geleentheid gebruik om te sê dat kom kuier by ons hierdie naweek, al by Nou Limits, Vrydag en Sondag. Ons het ook 'n mooi en 'n goeie lekker uitstalling. Hallo Wieke, Miller, hoe gaan het met julle? Hallo John, hoe gaan het met jou? Hallo Johanita en Ricardo, hallo Andries. So ja, ons gaan dit, julle gaan dit, ons het 'n saal wat hulle mooi opgemaak het, wat julle lekker daardeur kan kom loop, en dan 9uur Vrydagoggend, die kruisigingsoggend, het ons 'n lekker diens, en Sondag, ons is saam met die Elspark Worship Center, saam met Koenie, Pastor Koenie. Hallo Norman, hallo Lorika, hallo Katie, hallo Leonora en Chris, hoe gaan het met julle almal? Ek groet soos ons opklim, prys die Here. Maar ja, dit is ons naweek, ek sien so uit, ek is so opgewonde, ek is regtig opgewonde, en so ja, dit gaan 'n wonderlike tyd wees. En as die mense het kom kuier, Pastoor Koenie preek Vrydag, ek preek Sondag, ons het 2 groepe wat gaan dans. Dit is net een wonderlike tyd. Daar is nie 'n beter naweek of 'n lekkerder naweek as die Paasnaweek nie. Op die kerkkalender is dit die beste tyd. Hallo Helen, hoe gaan dit? Hallo Esther. So ja, mense, deel asseblief die woord, deel dit en kom asseblief, as mense vir julle kom kuier, kom gee tyd, moenie wegbly nie. Hallo Alta, hallo Amanda, is goed om julle te sien, hoe lekker om julle te hoor. Hallo Johan, gaan hulle met julle, daar is sy. So ja, ons is lekker opgewonde, en Jonel, goeienaand julle, daar is sy. Ons is opgewonde, maar ek wil gou vanaand met julle iets deel, deur die krag van die Here. So, omdat ons nou donderdag aand, het hulle nou die voorbereiding van baie dinge, so dit is vir ons baie belangrik. Vanaand is ons laaste live aand, ons sit nie môre aand 'n midweek diens nie. Hallo Rita, en dan Vrydag is ons daar. Daarom wil ek vanaand hierdie boodskap met jou deel, en hoe belangrik dit is, net voordat Jesus gekruisig is. Hallo Thuis, net voor Jesus gekruisig het hy stil geword, en in sy tyding van lyding en gevangenis, lees ons hoe belangrik hierdie wonderlike stilte tyd is. En dit is so lekker om net daardie gestalte, daardie heerlikheid van Jesus te kan ervaar in hierdie week, om onsself op te bou en in te bid en 'n verwagting te skep, of te skep sodat ons dit kan deel, en dit is wat ek gaan Sondag oor praat. Hallo Pinkie, hallo Ma. So dit is lekker om net vanaand stil te kan word voor die kruisiging. En dit is waaroor ek met jou wil gesels, en ek wil met jou praat uit die boek van Jesaja in Matteus 27. In Jesaja 53 vers 7 wil ek jou iets wys. En ons leef in 'n wêreld van geraas en tydverbonde en bedruktheid en aanslae en hallo en Fred, argumente, vrees, verwarring. Maar wanneer ons by die kruis kom, word ons geroep tot stilte. En dit is hoekom dit vir my ook so belangrik is om hierdie week baie af te sonder en te bid en stil te kan word.
Jy sien, want die kruis van Jesus is nie net 'n gebeurtenis nie, dit is 'n plek van ontmoeting, en dit is wat vir my so uitstaan, en by daardie plek kan ons nie net praat nie, ons moet leer om stil te word, en dit is vir my so baie belangrik. En die profeet Jesaja kom in Jesaja 53 vers 7, hy sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. En dit is vir my wat vir my so uitstaan van hierdie gedeelte, en wat so mooi is van hierdie gedeelte. En dan lees ons in Matteus 27, en ek wil dit ook graag gou vanaand vir jou lees, in Matteus 27, daar vanaf vers 12 tot 14, sien ons ook hierdie wonderlike gedeelte, toe hy voor Pilatus kom, en die woord sê, hoor wat sê die woord in vers 12, en terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie, hy het stil gebly, hy het nie homself verdedig nie, hy het nie terugbaklei nie, en die woord sê dit, hy het nie geantwoord nie, en in vers 13, toe sê Pilatus vir hom, hoor daar, die man wat toestemming moet gee dat hy gekruisig moet word, hoor u nie hoe hulle baie dinge teen u getuig nie, en hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonderd is. Nou hier is die vraag, en ek dink dit is belangrik om te dink, en jy dink seker vanaand, waarom Naps moet jy vir ons so 'n boodskap gee? Jy sien, ek wil net die vergelykenis maak van wat ek hier uit leer en wat ons as mens moet leer. Hy het stil gebly omdat hy die wil van God aanvaar het. En dis wat ons ook soms moet doen. Ons moet soms stil word en die wil van die Here aanvaar in ons lewe. Jy sien, hy het ook geweet, Jesus het ook geweet waarvoor hy gekom het. So, dit is die groter doel. En daarom moet ek en jy ook weet, jy sien, en dit is so belangrik dat ons hierdie vergelyking kan tref met mekaar. Daarom het hy ook geweet, en hy het ook geweet waarom hy gekom het, en daarom moet ek en jy ook weet, waarom het hy gekom? Hy het gekom vir my en vir jou. Jy sien, sodat ek en jy in 'n oorgawe 'n lewe kan kry. En dit is wat hy gedoen het. Hy het gekom in 'n volkome oorgawe. En ek wil vanaand iets sê. Ek sê altyd, daar's 'n gesegde wat sê dat praat is goud, stilte of praat is silwer, maar stilte is goud. En ek wil jy moet hoor, soms is stilte nie 'n swakheid nie. Soms moet ons net stil word, jy sien, en wanneer ons stil word, moet ons onder die krag beheer word. Jy sien, nie deur ons eie emosies, of deur iemand se opinies, of deur 'n organisasie, of wat nie. Dis belangrik om soos Jesus, in die wil van God te bly, en ons moet besef, waarom dien ek en jy die Here? Waarom gaan ek en jy die lydingstydperk vier? Wat is die boodskap wat ons gaan kry? Wat moet ek en jy daaruit leer? Jy sien maar, die reaksie op pyn, die reaksie op seer, en ek weet, ons gaan almal daardeur, ons is as mens, en die onreg wat aan ons gedoen word, daarom is ons as mens so geneig om te kla, en ons het so baie vrae, en ons vra altyd, maar Here, hoekom? Hoekom, Here? Waarom, Here? Here, wanneer hou dit op? Hoe lank nog, Here? En dit is wat ons moet doen, en dan, op die ou einde van die dag, beheer ons lewe. Ons is uit die wil van die Here uit. Ons is nie meer in die wil van die Here nie. Ons lewe buite die wil van die Here. Maar weet jy wat? Daarom is die sentrale punt, die kruis, die kruisiging, die opstanding, so belangrik. Want die kruis leer ons, en die kruis leer ons om te kan besef dat God werk selfs in stiltye. God werk selfs wanneer ons planne dalk nie altyd uitvoerbaar is nie. God se plan ontvou, selfs wanneer ons dit nie altyd verstaan nie. Jy sien, dit is hoe die Here werk. Ons ken die welbekende gedeelte van Psalm 46, in party Bybels is hy vers 10, en ander Bybels is hy in vers 11, sê die woord van die Here, wees stil en weet, ek is God. Wees stil en weet, ek is God. Wanneer laas het ek en jy
stil geword voor die lydingstydperk? Is dit nie 'n tyd dalk om te vas nie? Is dit nie dalk 'n tyd om net dankbaarheid te toon nie? Dis 'n tyd dalk om te ween. Die woord sê dit, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te ween. Maar die ween is nie noodwendig altyd in 'n verkeerde manier nie. Dit gaan oor die dankbaarheid. Dit wat Jesus vir my en vir jou kom doen het. Jy sien, wanneer ek en jy stil word voor die kruis, begin ek en jy die krag en die liefde van God dieper verstaan. En dit is wat vir my so mooi is. Hulle maak, hoe gaan dit al met julle? Dit is wat so mooi is. Jy sien ons die prys van genade. Ons besef die erns van sonde. Dit is wat vir my uitstaan van dit. Jy sien maar, weet jy wat, die kruis kom en die kruis sê, jy is sondig, maar geliefd. Jy sien, want Paulus skryf dit, as ons sê, ons het nie sonde nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Ons almal het gesondig, daarom ontbreek dit ons van die heerlikheid van God. Jy sien, dit is wat dit is. Jy sien, ek en jy moet verstaan, ons is gebroken. Jy's gebroken, die kruis sê jy's gebroken. Maar hoor wat sê hy? Maar gekoop. Ek en jy is duur gekoop deur die bloed van die lam. Jy sien, stilte maak plek vir God om met ons hart te werk. Daarom het ek het 'n paar weke terug gepreek oor bewaak jou hart, nee, dis alles wat bewaar moet word. Maar jy sien, stilte maak plek vir God om met ons hart te werk. En dit is wat vir my so mooi is in hierdie lydingstydperk. Jy sien, stilte in gebed. Stilte is nie noodwendig altyd dat ons net moet bid nie. Ons moet net stil word in worship musiek. Ons moet net wag op die Here. Jy sien, jy praat nie. Ons moet leer om te luister ook. Stilte in lyding is vir my baie belangrik. Dit beteken dat ek en jy God moet vertrou. Ek en jy moet God vertrou wanneer ons nie antwoorde het nie. Wanneer dit lyk asof die Here afwesig is, moet ons verstaan dat hy besig is met ons. Hy ontvou sy liefde, hy ontvou sy groter wil in ons lewe. Jy sien, en weet jy wat, stilte is aanbidding. Dis ook aanbidding. Jy sien, soms is die diepste aanbidding woordloos. Ons het nie altyd nodig om woorde te hê nie. Is net om die genade en die liefde en die stilte van God te ervaar en te hoor. Ek het al eendag so besef dat in aanbidding gegaan en in stilte gegaan, dat tot die stil geword het. Dat jy letterlik net die stilte van die Here kan hoor en kan ervaar. Jy sien, stilte voor die woord. Laat toe dat God die woord met jou spreek. Laat toe dat die woord van die Here deurdring sonder dat jy beheer neem van dit. Jy sien, die krag van die kruis is stilte. Jesus spreek 7 kruiswoorde van die kruis af. Maar jy weet wat, daar leer het ons om te kan besef dat by die kruis word ons sonde vergewe, word ons harte verander, word ons nuwe lewe gebore. En hierdie dinge gebeur nie altyd noodwendig dikwels in die geraas nie. Ja, Jesaja 58 sê, roep luidkeels uit, verkondig die evangelie, maar die woord sê ook, word stil en weet ek is God. Jy sien, en hierdie dinge gebeur net deur die heiligste stilte van alle tye. En ek wil afsluit vanaand om vir jou te kan sê, dat miskien donderdag aand, hoe ook al, wanneer dit vir jou aanpas, of wanneer dit by jou inpas, kom ons leer, want dan gaan 'n halfuur se stilte wees eendag in die hemel. Kom ons leer om stil te word. Wanneer jy weer aan die kruis dink, wanneer jy dink aan Jesus aan die kruis, moenie praat nie. Moenie vra nie. Word net stil. Word net stil. Want jy sien, ek sê weer, wanneer ek en jy stil word, hoor ons God se hart, sien ons die ware liefde en vind ons sy vrede. Dankie dat jy saam geluister het, en ek hoop dit het vanaand vir jou iets beteken. Ek hoop so, as dit nie vir jou iets beteken het nie, gaan luister maar weer. Gaan luister en gaan lees maar self hierdie gedeelte, en ek dink 'n mens moet dit kan verstaan.
wil vanaand vir jou sê, sonder af, dink aan die kruis. Ek is opgewonde oor Sondag die opstanding. Dit is vir my 'n voorreg om die opstanding te kan preek. En ek wil vanaand vir jou bid, en ek wil vanaand vir die Here vra, ek wil 'n gebed bring om te sê, Here, leer ons om stil te word voor u kruis. Help ons om nie altyd antwoorde te eis nie, maar net om u te vertrou. Dis die kern vanaand, is om die Here in totaal en al in oorgawe te vertrou. My gebed is ook vanaand dat die Here met jou sal praat in die stilte. En weet jy wat, en verander dalk jou storms, en dat jy die krag van die kruis kan ervaar in jou hart. Dit is my gebed vanaand, eerlik, ek wil vanaand vir jou sê, ongeag wat dit beteken vir jou, miskien is jy nie iemand van stilte nie. Daarom wil ek jou eintlik uitdaag om stil te word. Om stil te word en net die Here te vertrou. Nie noodwendig altyd te vra hoekom en waarom nie. Net om die Here te vertrou. Dit is vanaand my boodskap vir jou. Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. En dit is alles wat ons kan leer deur Jesus se stilte. Saam met sy disippels het hy nagmaal gebruik. Hy het sy disippels se voete gewas. Hy het geweet wat vir hom voorlê. Katshoue wat hy gevat het. En die uitstalling wat ons vir julle gaan wys, die pad wat hy gestap het, die pad van Via Dolorosa. Die pad is uitgeplaveisel, is uitgesit. Daar het hy ons gedra. Op Golgotha, 'n plek van kontraste. Golgotha, 'n plek waar die engele ween en die duiwel en die demone juig. 'n Plek waar ons kan hoor hoe daar vergifnis is. 'n Plek waar die Here 7 kruiswoorde spreek. 'n Plek waar hy die sonde van die wêreld op hom geneem het. Want so lief het Jesus Christus my en jou. En ek en jy is duur gekoop. Kom ons word stil hierdie week. Dis Dinsdag, kom ons word stil môre, kom ons word stil Donderdag. En Vrydag kom ons by die kruis. Dankie dat julle saam geluister het. Mag die Here julle ryklik seën. Dit is my gebed. Mag dit net met julle goed gaan. Deel hierdie woord, share hierdie woord. Sê vir iemand om te luister. Mag die Here se genade, mag sy stilte, mag sy krag, mag sy volle glorie in jou stilte tyd by jou uitkom. En jy dit ervaar. Jesus like jou.